Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. So, is dit nie waar van ons dat ons weet van tye in ons geestelike lewe as Christene dat ons wandel met die Here regtig goed gaan hê. Miskien beleef ons 'n waarheid van God soos ons die Bybel lees en ons word bemoedig. En ons sê, wat 'n wonderlike God dien ons nie. Ons is dan op daai geestelike hoogte, is dit nie? My verhouding tussen ek en die Here voel stewig. Hier is ek geanker in geloof. Dis seker Asaf se gevoel. Die tempelsanger in die tyd van Dawid in Jerusalem, toe hy die eerste vers van hierdie psalm geskryf het. Hy sê, "Truly God is good to Israel, to such as are pure in heart." Sy wandel met die Here gaan goed. Daarom kan hy die feit bely dat, ja, God is goed vir Israel. God is goed vir sy mense. Maar julle, wat doen ons wanneer ons God begin twyfel? Wanneer ons in die versoeking val om God te bevraagteken, as die wêreld om ons nie sin maak nie, soos dit vir Asaf nie sin gemaak het nie, wat doen ons dan? Hier is ons nou in 'n geestelike diepte. In vers 1 het Asaf bely dat ja, God is goed, maar toe hy na die lewe kyk, toe hy na die realiteit om ons sien, het hy daardie stelling bevraagteken. Is dit so? Hy sê in vers 2, "But as for me, my feet had almost stumbled. My steps had nearly slipped." Hoekom het dit gebeur? En ek seker ons vanaand kan baie aanklank vind oor hoekom sy geloof gewankel het. Hoekom het Asaf se geloof gewankel? Hy sê in vers 3, "For I was envious of the boastful when I saw the prosperity of the wicked." Wat maak ons hiermee? Kan ons daarmee stry? Is dit nie selfs meer duidelik vandag dat die wicked prosper nie? Die goddelose het hulle voorspoed in hierdie lewe nie. Daar's my kollega by die werk. Sy's glad nie eerlik nie, maar sy kry die beter pos, sy kry die verhoging, want sy lê aan by die baas. Hier is hierdie student wat geneig is om te cheat, en hy het gekil in sy finalejaarsprojek, en hy kry die onderskeiding, maar ek doen nie. Hoekom kan ek dan die volgende keer kil nie? Hierdie besigheidsmense, hulle ontduik belasting. Daar sien ek hulle het lekker vakansies. Hulle ry hulle SUV's, hulle Corolla Cross. Hoekom moet ek dan eerlik wees? Julle, ons kan ander voorbeelde noem, maar die punt is duidelik. Daar is wicked mense daar buite wat glad nie God erken nie. En dit gaan baie goed met hulle materiële welsyn. Inteendeel, hulle prosper. Dis wat die teks vir ons sê, hulle prosper, hulle het voorspoed. Hoekom dan lyk dit asof God hulle seën, maar vir ek is 'n gelowige wat die geregtigheid najaag? Hoekom is die lewe moeilik? God gee my nie wat ek om vra in gebed nie. God verbeter nie my omstandighede nie. Maar vir die wicked lyk dit hulle kry maar net alles. En dit nog ook sonder om daarvoor te vra. Hulle bid nie eers nie, hulle kry dit net. Dis hoekom net soos Asaf ons dan God betwyfel, is dit nie so nie. Julle, ons teologie is miskien goed, maar die lewe laat ons twyfel. Waarmee is God besig? Hoekom lei ek in hierdie lewe? Waar is die geregtigheid? Where is justice? Ondien, so hier is die groot vraag wat ons gaan antwoord, wat die Psalm vir ons gaan antwoord.
En dis wat is die oplossing vir die Christen se twyfel wanneer hy versoek is om die voorspoed van die goddelose te begeer? Hoe beweeg die gelowige weg van twyfel in God na vertroue in hom toe wanneer hy die prosperity of the wicked begeer? Om daai vraag te antwoord, gaan ons na 3 punte kyk in die Psalm. Naamlik, my oog op die wêreld, my oog op God, en laastens, God se oog op my. So, ons begin nou met ons eerste punt. My oog op die wêreld. Die Psalm skets vir ons eerste 'n prentjie wanneer ons oë, ons aandag gefestig is op die wêreld, wanneer ons die voorspoed van die goddeloses begeer. Kyk saam met na verse 4 tot 14. Kyk in julle asseblief in julle Bybels. Ons gaan net oorsigtelik daarna kyk. Sien hoe Asaf die wicked beskryf. Hoe hy hulle envy in verse 4 tot 12. Duidelik die idee wat hy aan ons wil oordra, is dat die goddelose, hulle tog maar 'n lekker lewe geniet. Hulle ly nie aan dieselfde kwale as gewone mense nie. Hulle deel nie in dieselfde frustrasies nie. Dis vers 5. Hulle is trots, hulle is gewelddadig, hulle skiem bose planne en hulle ervaar nie die gevolge vir hulle dade nie. Dis vers 6. Hulle kry wat hulle wil hê. Niks hou hulle terug nie. Hulle is suksesvol, hulle is voorspoedig, vers 7. Hulle is gewild, hulle is populêr. Mense hang aan hulle lippe oor hulle aardse rykdom en sukses. Dis vers 10. Die wicked, hulle is onbesorg oor môre. Vir hulle is die lewe nou en die nou voel soos 'n ewigheid. Maar om die kersie op die koek te sit, soos hierdie goddelose mense genot en oorvloed put uit hulle voorspoedige lewens, hulle sorgvrye lewens, lyk dit of hulle selfs van God wegkom, soos hulle hom laster, soos hulle hom blaspheme. Vers 9 en 11 sê hulle, they set their mouths against the heavens. They say, how does God know? And is there knowledge in the Most High? So hier, in opsomming is die goddelose. Hulle is altyd gemaklik en hulle rykdom en hulle mag dit vermenigvuldig. Dis vers 12. The wicked have it made, it seems. Is dit nie duidelik dat die gelowige dit moeiliker het dan as die goddelose nie? Dies wat God openlik bespot. Hulle het meer geld, hulle het minder probleme as die gelowige. Hoe is dit dan dat God hierdie goddeloses toelaat om weg te kom met hulle wickedness? Lyk dit nie eerder asof God hulle seën nie? Dit lyk tog so. God lyk my seën hulle. Die politici van ons land byvoorbeeld. Ons ken hierdie. Dis net een bedrogspel na die ander. Hulle lieg en hulle besteel die belastinggeld. Hulle vermoor selfs oppositie. Maar tog gaan hulle aan. Hulle versamel meer rykdom. Hulle kry meer volgelinge, meer steun. Wat gaan daar aan? Hoe dink julle dat daai realiteit vir Asaf voel? Hoe laat dit ons voel? As dit goed gaan met die goddelose en hulle streef nie eers na geregtigheid nie. Hulle wil niks met God te doen hê nie. Wat is die punt van 'n rein lewe vir die Here? Hoekom moet ek God dan gehoorsaam? Asaf sê in verse 13 en 14. Surely I have cleansed my heart in vain and washed my hands in innocence. For all day long I have been plagued and chastened every morning. Ek lewe die Christelike lewe.
Ek is lief vir die Here. Ek lees my Bybel, ek bid, ek probeer ontslaa raak van die sondes in my lewe. Ek probeer doodgaan vir dit en lewend word vir Christus. Maar daar kom net een moeilikheid na die ander. Ek verloor my ou vriende, daar's familie van my wat my verwerp want ek's nou 'n Christen. Ek's nie oneerlik by die werk om my baas te bevoordeel nie. Maar ek kry nie die bevordering nie. Dit kos my regtig baie om 'n Christen te wees. En wat kry ek daaruit? God tig my. Die heeltyd. Die heeltyd tig hy my. Die wêreldse lewe is aanloklik. En dit hou nie net my maag dikker nie, maar my beursie ook. Moet ek nie dan maar teruggaan nie? Logies, dit maak net meer sin om terug te gaan na die wêreldse ou dinge. Om terug te gaan na daai wêreld toe nie. Wat is die punt van heiligmaking, van sanctification? As die goddeloses voorspoedig is in die hier en nou. Julle besef nou net ook, dis nou ook waar die duiwel kom. Hy kom en hy versoek my en jou, om so te redeneer, want dit maak tog sin. Hoekom moet ek die geregtigheid najaag in die lig van hierdie wat Asaf nou beskryf? Hoor jy sê Martin Lloyd Jones dit in sy boek Faith on Trial? Volg saam met my op die skerm. Hy sê die volgende. Dis baie goed. Hy sê, the devil says, you seem to be spending your time in self-denial and prayers. There is something wrong with this outlook of yours. You believe the gospel. But look what is happening to you. Why are you having this hard time? Why is a God of love dealing with you so? Is that the Christian life you're advocating? My friend, he says, you are making a mistake. You are doing yourself grievous damage and harm. You are not fair to yourself. Sien julle hoe hierdie oë is op die wêreld? Hier is Asaf in ons hartsvraag. Hoekom jaag ek die geregtigheid na as ek so streng behandel word? As die wicked smooth sailing het in die lewe? Hoe kan ek sê God is goed en ek beleef swaar kry? Die goddelose, hulle laster God en hulle het 'n gemaklike, ryk lewe. Wat is ons antwoord daarop? Hoe benader ons die twyfel, hierdie worsteling van geloof wat ons tans beleef? En dit gaan ons nou bring na ons tweede punt. So, in ons eerste punt het ons gesien hoe Asaf en ons oë is op die wêreld. En ons sien wat se uitwerking dit op ons geloof het. Hoe beweeg ons dan nou weg van die begeerte vir die goddelose lewe en twyfel in God se goedheid? Hoe beweeg ons daarvan weg na versterking in ons geloof in God? Ons tweede punt gaan juist daai antwoord vir ons gee. En dis verse 15 tot 22. My oog op God. My oog gerig op die Here. So hier is die vraag. Hoe het Asaf op die regte pad gekom? Hoe het sy oë gedraai van alles, van die wêreld waar alles unfair lyk, na God wat hom totaal en al getransformeer het? Verse 16 tot 17 gee ons die antwoord. Volg saam met my, dit sal op die skerm kom, dit is 'n regtig sterk stelling. Hy sê, when I thought how to understand this, the prosperity of the wicked, it was too painful for me. Until I went to the sanctuary of God, then I understood their end. Wat het hierdie man se oë gedraai? Vers 17 gee vir ons die draaipunt. Jy het die woord opgetel nie. Until. Totdat hy in die heiligdom van God ingegaan het. Die sanctuary of God.
Sien julle, hier is Asaf ongelukkig, diep en erg ontsteld. Hy's in 'n geestelike put. Maar toe hy by die heiligdom kom, die tempel, het alles vir hom duidelik geword. Asaf het perspektief gekry. Hy het perspektief gekry. So hier is die interessante ding, julle, wat het Asaf gesien? Wat het hy waargeneem by die tempel? Iets oor God. Hy het iets gesien oor God self. Soos hy die ingang van die tempel binne beweeg, sien hy hoe die priesters diere offer. Onthou julle, hierdie is die Ou Testament. Die tempel is nog bestaande. Verbeel julle net vir 'n oomblik, diere wat geslag word voor die altaar, bloed wat uitgegiet word. Hierdie bloed vloei die hele vloer vol. Die as van die vuur, 'n sterk reuk van die hele gedoente. Julle, die altaar waar diere geoffer is, het heen gewys dat sonde, ongehoorsaamheid teenoor God, dit lei na vernietiging. En dat die enigste uitweg daarvan is om 'n plaasvervanger, dis 'n substitute, te kry wat in my plek gaan staan. Sien ons saam wat Asaf vergeet het. Wat het Asaf vergeet? En dis waaraan hy herinner is. Hy is herinner dat God 'n heilige God is en dat hy nie sondaars ongestraf laat bly nie. Julle hoor hierdie. God gaan alles eendag tot 'n einde bring. God gaan alles eendag tot 'n einde bring. Die altaar het getuig dat die bloed van 'n vlekkelose substituut nodig was om sonde te vergewe. En dis hoekom hy kon sê oor die goddelose, "Then I understood the end." Want die wicked, die goddelose, het geen vergifnis, geen substituut waarop hulle kan aanspraak hê in die dag van oordeel. Hoekom nie? Want die goddelose minag God. Hy reken hom nie as waardig nie. Hy wil niks met hom te doen hê nie. Hy vind sy sekuriteit in sy aardse rykdom, sy status, sy aanhangers, in die hier en die nou. Onthou vers 9 wat sê hulle, die wicked. The wicked set their mouth against the heavens. Hulle laster God. Julle wat Asaf gesien het, is wat God wil hê ons vanaand moet sien. Dat die loon van die sonde die dood is. The wages of sin is death. Daar is 'n einde. Daar is 'n einde aan die lewe. Dis wat Asaf vergeet het in verse 1 tot 14. En dis wat ons ook vergeet, en dis hierdie. Dat die teenswoordige lewe nie die be-all and end-all is nie. Daar kom 'n einde aan alles. En daar is 'n God wat geregtig is, wat gaan oordeel. Dis Asaf se nuwe perspektief. 'n God wat oordeel, en daar kom 'n einde. Aandiens, ek wil hê ons moet hierdie mooi hoor. Hierdie is die klem van die tweede punt. Soos ons na God toe gaan met ons twyfel, is God goed. Hoekom laat hy toe dat hierdie met my gebeur? Waar is U in my swaar kry? Het U van my vergeet? Soos ons gaan na hom toe, so word ons perspektief reggestel ten opsigte van die goddeloses, die wicked. Hoekom? Want ons beskou iets van God se karakter wat ons vergeet het. Ons het God se justice vergeet. Sy justice. Kyk vir Asaf. By die tempel het hy tot die regte besef gekom. Soos hy sy twyfel bring na die Here, kom hy agter dat hy in die eerste 14 verse, sy hele lang lys van die godless people, hy kom agter dat hy God glad nie in sy gedagtes gehad het nie.
en hy het ook dan nie die ewigheidsperspektief nie. Dis dit. Hy het slegs gekyk na die begin van 'n saak. Hoor weer, Asaf het na die begin gekyk van die storie. En dis hoe ons ook, is dit nie hoe ons ook baie keer dink nie. Ons kyk na die begin van 'n saak en ons eindig daar. Ons kyk net daarna. Sy fokus was net op die hier en nou. Fokus ons nie ook op die hier en die nou nie. So Asaf kom na die heiligdom en hy besef, nee, wag. Dis my probleem. Dis hoekom ek God betwyfel. Dis hoekom ek die wicked envy in die lewe. Want ek kyk nog die heeltyd na hulle vanuit 'n menslike perspektief. Ek kyk slegs na die begin. Maar hier by die heiligdom sien ek moet die ewigheidsperspektief hê. Die volle visie. Ek moet ook na die einde kyk. Then I understood the end. Ek het van die Here vergeet. Ek het sy oordeel vergeet. Ons hele probleem en dis wat Psalm 73 vir ons wil uitlig. En ek gaan dit weer doen. Is dat ons na die begin van 'n saak kyk. Die tipiese voorbeeld is die celebrity culture. Ons hoor baie van die celebrity culture. Dis baie aantreklik. Dis 'n lekker lewe. Al daai geld, al daai aandag, al die aanhangers. Alles. Dis net rykdom, alles wat die hart begeer. Soveel van ons jong mense, hoeveel van ons dink nie dis die lewe nie. Maar die Psalm sê, wow, kyk na die einde. Meeste van ons weet miskien iets van die Amber Heard en Johnny Depp trial. Dit was 'n groot gedoente geweest, jy weet, Captain Jack Sparrow. Twee skatryk mense, nee. Ons het gedink, wow, dis nou 'n mooi koppel. Dis net geld. Ek word daai lewe, kyk hier aansien, kyk hier aanhangers. Geld en rykdom oral. Maar wat was die einde? Wat was die einde van dit, van hulle verhouding? Absolute verwoesting en gebrokenheid. Maar daai lewe lyk so aanloklik, doen dit nie? Ons julle sien, wanneer ons kyk na die hier en die nou, wanneer ons kyk na die perks en die benefits van hierdie teenswoordige lewe. Ja, dit lyk aantreklik. Ja, ons begeer dit. Maar weet julle wat? Soos die Johnny Depp hofsaak vir ons ook gewys het, selfs die lewens wat ons gedink het is lekker, is eintlik nie so great nie. Dit wat aantreklik lyk, selfs in die hier en die nou, dis 'n disaster. Dis 'n ramp. Ons kyk na die goddelose, ons begeer wat na hulle toe kom, maar weet jy wat, meeste van die tyd is die realiteit nie wat ons verbeel het nie. Die realiteit is nie wat ons verbeel het nie. Hoekom? Want jy het jou oog op die wêreld en nie op God nie. Rykdom, hoogmoed, status, dis niks voor die aangesig van 'n heilige God nie. Inteendeel, hy sê in vers 20, as a dream when one awakes. So is aardse rykdom. So is roem. So is die aandag van mense. Dis nietig. Hier vandag, môre weg en jou siel saam. Dis dieselfde beginsel wat Jesus vir ons wil oordra in sy bekende bergprediking, sy Sermon on the Mount. Sien saam met my Matteus 7. Hy sê in verse 13 tot 14, dit hoort vir ons op te kom. Jesus sê vir ons, hy sê, enter by the narrow gate. For wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. And there are many who go in by it. Because narrow is the gate, and difficult is the way which leads to life. And there are few who find it. Sien julle wat Christus hier sê? Kyk na die breë pad,
Kyk na Broadway. Sien hoe wonderlik dit is. Jy kan saam met die skare gaan, jy kan doen wat almal van hierdie wêreld doen. Geld, status, rykdom, seksuele losbandigheid, al daai goed najag, oneerlik wees by die werk, in my swattings cheat, jok oor my inkomste, soos 'n celebrity leef. Dis al te lekker, nee. Hoekom wil ek nie wees soos die wicked nie? Daai lewe lyk lekker, baie aanloklik. Waar is God se oordeel? Maar kyk hierdie nou pad, the narrow way. Een op 'n slag, 'n persoonlike besluit. Doodgaan vir self. 'n Kruis wat gedra moet word vir 'n man van Nasaret. Bereid om die bespotting van die wêreld te wees. Wie in hulle regte koppe wil so besluit neem? Wie wil daai pad kies? En sulke redenering is omdat ons kyk slegs na die begin en nie die einde nie. Wat is die einde? Die einde van die een is verwoesting, vernietiging, en die einde van die ander een is lewe. For wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. But narrow is the gate and difficult is the way that leads to life. Aandiens julle sien dan, wanneer ek op my oog op God hou, begeer ek nie die breë pad nie, want ek sien die einde daarvan. Maar wanneer my oog op God is, dan smag ek na die nou pad, the narrow road. En ek sien dis die moeite werd. Al is dit moeilik, want die einde daarvan is die ewige lewe. Julle, so kom ons raak ontslae van hierdie valse idee dat die lewe vir die Christen in hierdie lewe maanskyn en rose gaan wees. Jesus Christus het dit vir ons nêrens beloof nie. Inteendeel, hy het gesê dit gaan moeilik wees. Maar dis wat ons moet onthou. En dis die eindpunt. Onthou waartoe die narrow road lei. Om dit te beklemtoon, Jesus sê verder in Markus 10. Lees saam met my, dit gaan vir ons opkom. Hy sê in verse 29 en 30. Hy sê, assuredly I say to you, there is no one who has left all for my sake and the gospel's, who shall not receive 100-fold now this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, moenie dit vergeet nie, maar hier is die ding, and in the age to come, eternal life. Dis die eindpunt van die narrow road, die ewige lewe. Sien hoe asof sy hele uitkyk oor die goddelose verander het toe hy die sanctuary ingegaan het. Hier was hy kyk eers na die wicked, hy begeer hulle. Sy oë was op die wêreld. Maar soos hy sy oog draai na God toe, begin hy al hoe meer die einde besef. Hy sien die gebrokenheid. Hy sien die leegheid van alles. Hy sien God gaan die wicked oordeel vir hulle sondige dade. En so draai sy fokus weg van die hier en nou en is daar op die daar en dan. Van die hier en nou to the then and there. En die volgende vraag is, wat het Asaf besef? Wat het daai besef aan hom gedoen? Hoe het hy gereageer daarop? Soos sy perspektief reggestel is, het hy diep berou oor sy sonde. Dat sy uitkyk so verkeerd was, dat hy God se karakter bevraagteken het. Hy bekeer van sy sonde. Sien saam met vers 22. Hy sê, I was so foolish and ignorant. I was like a beast before you. Aandiens, hoor mooi.
Wanneer ons in twyfel lewe oor God, bekeer daarvan, want ons kyk met valse oë na God se karakter. Dis iets wat nie waar is nie. Asaf besef, hy was nou soos 'n dier voor die Here, sonder verstand, sonder 'n begrip vir die ewigheid. Maar hy kom tot inkeer. Sien ons dieselfde raak soos hy? Sien ons die nietigheid van aardse sukses en om op die goddeloses jaloers te wees? Besef ons die lewe vir die gelowige, dis juis nie bedoel vir gemak nie, maar om ons nood, ons afhanklikheid in die Here te sien. Is ons harte getref dat ons so God se goedheid getwyfel het? Het ons berou daaroor? Want ons dink iets van God wat nie waar is nie. Kan ons saam Asaf sê, I was so foolish. I was so ignorant. I was like a beast before you. Sien julle eintlik ook hoe arrogant is ons wanneer ons na die wicked kyk en begeer en net fokus wat voor ons is. Want ons fokus die hele tyd net op onsself, ons probleme, arme ek. God behandel my verkeerd. Maar soos ons oë gefestig is op die Here, so beweeg ons weg van die envy of the wicked en twyfel in God na 'n versterking in ons geloof. Ons kry daai versterking. En dit was ons tweede punt, ons oog op God. Ons sien nou die einde, soos ons oë draai op die Here. Maar nou kom ons na ons laaste punt. En dis verse 23 tot 28. God se oog op jou. Die Here se oog op sy kinders. Soos ons oog gefestig is op die Here, sien ons eintlik sy oog was nog die heeltyd op jou, al het jy dit nie besef nie. Sien Asaf se woorde in verse 23 tot 24. Alhoewel hy God en sy goedheid betwyfel het, soos hy herstel het van sy geloofskrisis, besef hy, Nevertheless, you hold me by my right hand. You will guide me with your counsel. En dan sien ons wat hy agtergekom het. Sien ons dit? God was nog altyd met hom. Al het hy dit nie besef nie. Selfs deur sy swaar kry, selfs deur sy geloofskrisis, sy twyfel in God, daai hele fiasco, al daai tyd, van vers 1, al die pad tot vers 28, dra God hom, nog die hele tyd, aan sy regterhand. Al was sy oog nie op die Here nie. Hy hou hom aan die hand. Dit was al die tyd God se genade wat hom sanctuary toe gebring het om tot die besef te kom dat sy perspektief al die tyd verkeerd was. Wat beteken dit vir my en vir jou? Dat al gaan ek en jy deur donker dieptes, al sien ek nie die Here nie, al wankel my geloof. Die Here hou jou vas. Hy hou jou vas. Hoekom? Hoekom hou hy jou vas? Want jy is sy kind. Al was dit pyn vir Asaf. Sy geloofskrisis het hom gedryf na die Here toe. En hy het sy sonde bely dat hy so foolish en ignorant was, dat hy soos 'n beast was toe hy God se goedheid bevraagteken. God het hom nie verwerp vir sy ongeloof nie.
Hy was nog steeds in sy teenwoordigheid. He was still in his presence. Sien ons raak God se genade. Sien jy sy oog was op hom en hy's op jou. God het nie toegelaat dat hierdie Asaf in sy geloofskrisis bly nie. Selfs al het Asaf God getwyfel. Selfs al het Asaf gesondig. Niks het God verplig om hom uit die put te haal nie. Niks verplig God om ons uit die put te haal nie, maar hy doen dit. Hy het dit vir Asaf gedoen. Hy doen dit met ons. God het hom nie uitgeskop nie. En hy sal nie een van ons wegstoot as ons gaan met ons sondes na hom toe nie. Jesus sê mos, whosoever comes to me, I will in no wise cast out. God wil jou vergewe. Hy wil jou vreugde herstel as jy na hom toe gaan. Julle, hoekom? Hoekom is God so genadig met ons? Dis eintlik wat ons in hierdie psalm moet besef. Hierdie gaan nie eintlik oor die prosperity of the wicked nie. Maar hoekom is God so genadig met ons? Dat hy ons herstel op die regte pad. Ons verdien nie dit nie. Hoekom? Hoor hoe sê Martin Lloyd-Jones dit weer eens. Hy sê dit so goed. Volg saam met my. Hy sê, do you see it? Do you see it? God had not blotted him and us out, though he had been so foolish in his presence. Why? We are in the presence of God, and we are there for one reason only, namely, that with God there is mercy, that he may be feared. We are in his presence because God's name is love. Consider what Asaph and we had been doing, doubting God and envying the wicked. Consider his whole attitude and ours in the presence of God. How could God forgive that? Why did God forgive? Why did he forgive? Julle, hoekom het God vergewe? En ons hoor hierdie boodskap veral in ons kerkgemeenskappe oor en oor tot die punt dat dit stomp raak, maar ek bid asseblief, hoor hierdie. Hoor hierdie met nuwe ore. Hoekom het God vergewe? Want hy het sy enige gebore seun, Jesus Christus, gestuur om ons plek te staan vir sonde, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar dat ons die ewige lewe kan hê, die einde. Dis hoekom God ons kan vergewe. Besef dit. Want Jesus het ons kinders gemaak van die Vader. Dis hoekom hy so genadig is. Dis hoekom ons na hom toe kan gaan. God is ons Vader, so sy oog op ons is. Wat 'n pa sal sy kind verwerp as die kind soms verkeerd optree? Hoeveel minder sal God sy eie kinders verwerp as ons na hom toe gaan in ons sonde? Dis genade onbeskryflik groot. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Julle, om af te sluit dan, kom ons hou vas aan die waarheid, dat God altyd naby sy kinders is. Dis goeie nuus. Sy oog is op ons. Te danke aan wat Jesus gedoen het. Onthou dat hy gee ons, net soos vir Asaf, die regte perspektief. Ons kan gaan na die heiligdom. Ons kan gaan na die Here toe. Ons kan gaan na sy kerk toe, na die gemeenskap van die heiliges. Ons kan onsself nou verdiep in sy woord, in gebed. Julle, al verander ons omstandighede nie. Al het die wicked nog steeds hulle tydelike voorspoed in hierdie
lewe hier en nou. Sien julle raak, want hierdie Psalm het eintlik nie vir ons 'n antwoord gegee why do the wicked prosper nie. Ons aandag is net gefokus op God nou. Al gaan die wicked nog steeds aan met hulle dinge. Hoef ons nie daarna te fokus nie. Ons kan nou ook saam met Asaf bely, whom have I in heaven but you? And on earth there is nothing I desire but you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my soul and my portion forever. Dis die evangelie. Al sukkel jy, al twyfel jy, al gaan jy deur donker dieptes, onthou wie is jou krag. My en jou geloof is nie gebou op onsself nie. Daai fondasies is soos modder. Maar ons fondasie is gebou op God en wie hy is en wat hy vir ons gedoen het in Jesus Christus. Selfs al is jou oog op die wêreld, aandiens God sê, luister, my oog was nog die heeltyd op jou. Toe Asaf sy rug draai op God, het hy gesien, daar's niks wat tevredenheid in hierdie lewe bring nie. Honger en dors ons na hierdie God. There is nothing upon earth, selfs in die hier en die nou, there's nothing upon earth I desire besides you. Hoop ons om eendag, soos Asaf, om die aangesig van God te sien, to see God as he is. Is God genoeg? Julle, is God genoeg in hierdie lewe? Al val my lewe uitmekaar. Al eindig dit nie op waar ek dink dit hoort nie. Is God nog steeds genoeg? Is Jesus nog steeds genoeg? Is die bloed van Christus nog steeds genoeg? Is die crown of righteousness wat hy ons beloof nog steeds genoeg? Julle, al voel dit God is nie altyd daar nie, al fail jou flesh en jou hart, is God steeds genoeg? Of gaan jy jou oog op die wêreld hou? Op die fleeting, die nietigheid? Asaf sê, but for me, it is good to be near God. Kom ons smag na die Here vandag. Al fail my flesh and my heart, weet ek, God gaan my nie verlaat nie. Hy is my erfporsie en ek is sy kind. Ek is in sy vaderhuis. Nie die goddelose lewe wat verbygaan is my hoop nie. Die Here se oog is altyd op sy kind. Al is jou oog nie altyd op hom nie. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Here, Here, ons kom na U toe en ons vra U dat hierdie woord wat gepreek is in ons harte sal ingeets wees, Here. Here, ons oog is so baie keer op die dinge van hierdie wêreld en selfs as Christene word ons versoek, Here, om te smag na, Here, die dinge wat eintlik niks werd is nie, Here, want ons vergeet iets van die evangelie. Ons vergeet iets van U heilige karakter, Here. In U is ons veilig, U is ons erfporsie, Here, maar so baie keer vergeet ons dit en ons aandag word weg van U. Maar Here, soos ons vanaand sien, dis nie ons krag wat ons terugbring op die nou pad nie. Dis U wat ons nog altyd op ons regterhand, aan ons regterhand vasgehou het. Here, mag ons weet en bely dat Jesus Christus ons veilig hou. Die Vader hou ons veilig en niks en niemand kan ons uit U hand ruk nie, want U sê dit en U woord is waarheid. Here, mag hierdie woord ons verander hierdie week in en soos ons lewe aangaan. Here, dat though my flesh and my heart fail, the Lord is my portion, He is my strength forever. Here, vergewe ons dat ons enigstens, Here, U twyfel. Here, dink dat U onregverdig met ons optree. Maar Here, vergeef ons daarvan.
Mag ons sondes bely aan U, Here. Geef ons nederigheid. Here, want nederigheid bring ons na die Vader toe. Arrogansie maak ons soos die wicked, dat ons in ons eie krag voor is. Ons bid dit in U naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.